Welkom by vanaand se hemelvaartdiens. En amper die begin van Pinksteraande. Ons begin Sondag aand, eintlik Sondagoggend, want ek het 6, eintlik moes ek 7 dae gehad het, maar ek kon dit dan nou afbring na 6 toe. So nou is die Sondagoggend se preek is deel van die Pinksterreeks. So julle is baie welkom om dan Sondagoggend aand en dan tot by Donderdag te kom deel aan die Pinksterreeks. En sommer net te kom saam ervaar van die 7 wonders uit die evangelie van Johannes. Mag julle vanaand ook, wanneer ons hier by mekaar is, sommer iets beleef ook van die Here se heerskappy. Ons gaan nou in die laaste, mense wil amper sê, amptelike kerkfeesdag tegemoet, amper, dus by Pinksterfees is die laaste ene, dan het ons so 24 Koninkryk Sondag, maar dis deel van die hele pakkie, en ek hoop dat julle vanaand ook iets sal beleef van God se heerskappy in Jesus Christus, wat bewerk is deur die hemelvaart. Kom ons word stil en dan gee ons die Here kans om vir ons voor te berei en dat ons regtig ook sommer net so in sy teenwoordigheid kan wees. Prys die Here alle nasies, loof hom alle volke, want sy liefde vir ons is sterk. Aan die trou van die Here is daar geen einde nie. Prys die Here. Amen. Liewe gemeente, aan almal wat aan Christus behoort, die wat deur hom afgesonder is om in sy diens te mag werk, genade en vrede vir julle van die drie-enige God, ons koning en ons Here. Kom ons sing 'n loflied tot eer van die Here, 425 vers 1 tot 4, as oproep, die bekende lied wat ons ook sing, al julle volke klap julle hande, juig tot eer van God, met jubelkrete, is 'n psalm, verwys na 'n psalm, want die Here, die Allerhoogste, is ontzagwekkend. Hy's koning oor die hele aarde, en onder gejuig bestyg God die troon. Die Here bestyg dit onder die geluid van 'n ramshoring. Besing God, besing die Here, besing ons koning, die Allerhoogste, want God is die koning van die hele aarde. God regeer. So dis 'n troonbestuigingslied, kom ons sing tot eer van die Here, lied 425 vers 1 tot 4. Kyk die Here het opgestaan, halleluja. Eeuwig is hy doorgebuig, halleluja. Christus het vir ons gesterf, halleluja. Kyk die Here het opgevaar, halleluja. Hy is by die hemelstaan, halleluja. Hy is op die hoogste troon, halleluja. Daar is hy met eer gekroond, halleluja. Eenmaal sal ons by hom wees, halleluja. Dan vier ons vir ewig feest, halleluja.
Ons sal vir hom sing en juig, dan om vir ewig te water, Kom laat ons sy naam besing, halleluja. Ons lof betuigend bring, halleluja. Laat ons halleluja, halleluja. Om met vreugde sangen roep, halleluja. Ons skriflesing kom vanoggend uit Efesiërs 1, in die brief aan die Efesiërs 1 vanaf vers 15 tot 23. Efesiërs 1 vers 15 tot 23. Efesiërs 1, een van Paulus se briewe aan die gemeentes in Efese, die eerste hoofstuk. Kom ons bid net saam terwyl die Bybel so oop sit. Here God, ons loof U vir U heilsgebeure, vir die heilsplan wat U bewerkstellig het. Ons loof U, Here, dat ons nou by 'n tyd is in die jaar waarin ons die troonbestyging van Jesus Christus kan beleef, kan gedenk, en die implikasies daarvan vir ons lewe. Ons loof en dankie dat U vir ons ook by mekaar gebring het as gemeente, om hierdie dag te kan vier. Dankie dat U die troon bestyg het. Dankie dat U in beheer is. Dankie dat U die leidings weggestap het, opgestaan het uit die doodheid, opgevaar het na die hemel en dat U aan die regterhand van God sit. Ons loof en ons prys U, Here. Ons bid dat U deur die Heilige Gees, wat as gevolg daarvan juis uitgestort is op elkeen van ons om God met ons te kan wees, dat Hy vir ons die woord sal oopmaak en dat ons deur hom 'n blik sal kry op U grootheid, op U liefde en op U genade. Dat ons iets mag verstaan van wie U is en wat U kom doen het en wat dit vir ons elke dag beteken. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, die Here. Amen. Ons lees dan Efesiërs 1, liewe gemeente, vanaf vers 15. Een van Paulus se gebede, wat ons in Efese kry, hy het ook in hoofstuk 3 'n gebed vir hulle gebid. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek aan my gebede aan julle dink, dan bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet wat 'n hoop sy roeping inhou en wat 'n rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan die regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Ons lees net tot sover. Nou, Hemelvaart, liewe gemeente, is een van daai vakansiedae, geestelike, kerklike dae, wat ons
dit het eintlik nou nog nie baie van ons verbeelding aangegryp nie. Dis so, ons is nie baie bekend ook daarmee nie. Ons weet ook nie regtig, baie maal weet mense nie regtig wat is die regte nut van hemelvaart nie. Ons weet dit is deel van die pakkie, maar die geboorte ken ons baie goed en geniet ons en ervaar ons goed en die kruisiging is natuurlik 'n groot gebeurtenis. En die opstanding is die oorwinning oor die dood en dis vir ons net so 'n belangrike gebeurtenis. En dan begin dit, ek weet nie of ons moeg geraak nie, maar dan begin dit so afdraande van hier na hemelvaart toe, gaan so amper by ons verby en dan kry ons die laaste ene by Pinksterfees en dan rus ons vir so 'n rukkie van kerklike feesdae af. En dit is tog 'n baie belangrike dag. En dit het vir kunstenaars oor die eeue heen hulle verbeelding aangegryp. Ek het so 'n paar van hulle vir julle bymekaar gemaak. Wat julle kan sien, daar is 'n paar, daai een is byvoorbeeld uit die 15de eeu uit, mens kan nou nie baie mooi sien nie, maar dit is hoe die 15de eeu sinne gelyk het, en dan kry ons die 6de eeu, dis mos altyd hierdie prentjies van Jesus wat so op die wolke wegvaar, daar is een van die 16de eeu, en dan het ons nog een van die 19de eeu, en dan die laaste een van die 20ste eeu. So, 'n paar van maniere oor hoe die vroeë kerk ook daarna gekyk het en hoe die vroeë kerk dit beleef het. En dis altyd hierdie gedagte van Jesus wat so in die wolke en wegraak. En as 'n mens Handelinge 1 lees, waar die disippels dan nou bymekaar kom en dan sê hulle vir Jesus, waar hy nou vir hulle sê, maar hy gaan nou weg, dan sê hulle vir hom, Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk gaan oprig, en dat u uiteindelik dan nou die koningskap gaan neem oor Israel. Dat hulle so laat tot toe, dat hulle nog steeds gedink het, dat hy as 'n ware koning oor Israel sal kom. Maar mense wil amper saam met hulle dink, waarom nou weggaan? Dit was al reeds vir hulle traumaties toe Jesus by die kruisiging moes doodgaan, maar daarom het hy nou weer 'n bietjie teruggekom vir 'n paar dae, en nou is hy weer op pad weg, en 'n mens wil amper so tussen die lyne lees, as jy so na hulle kyk, Handelinge vertel ook hoe hulle so na die hemel staar, en dis asof mense saam met hulle wil dink en sê, waarom moet jy nou weggaan? Is dit regtig nodig? Watter nut het die hemelvaart dan nou vir elkeen van ons? Die Heidelbergse Katekisme 49 antwoord so vreeslike mooi antwoord, maar is 'n tipiese 1600se antwoord, wat sê dat ons ten eerste, dat hy in die hemel ons voorspraak wat die Vader is, dat hy ook vir ons die waarborg is, dat hy as hoof vir ons ook sal kom haal en na hom toe sal neem, maar ook in die derde plek, dat hy hemel toe moes vaar, sodat hy die Gees vir ons kan gee, wat vir ons dan nou sal toerus om ons lewe hier te kan leef, in hierdie wêreld. So, die voorspraak en die waarborg, dat ons dan ook deel daarvan mag hê, en dat hy sy Gees sal stuur, is een van die belangrike dinge wat die Heidelbergse Katekisme sê, oor waarom daar 'n hemelvaart moes wees. Die Heidelbergse Katekisme gaan voort in Sondag 50, of vraag 50, en sê dat hy ook aan die regterhand moet sit, waar hy dan as hoof oor alles en almal sal regeer. En dan eindig die Heidelbergse Katekisme en vra, nou watter nut het al hierdie goed dan vir ons? En dan staan daar, dat hy deur die Heilige Gees die hemelse gawes aan ons wil gee, en dat hy aan ons deur sy mag ons wil teen alle vyande wil beskerm en ons wil bewaar. Maar wat beteken dit vir my en jou vandag? Wat beteken dit dat hy al hierdie goed vir ons kon doen? Wat baat dit vir ons om vas te hou aan die hemelvaart van Jesus Christus? Wat het gebeur? Wat is regtig aan die gebeur daar? Aan die een kant moet ons mekaar sê, dat na Jesus se verskyning, na sy opstanding en sy verskynings aan die disippels, sou 'n mens seker verwag dat een of ander tyd sou hy moes weggaan. Hy kon nie vir die volgende 2000 jaar daarna, as 'n gees verskyn het, of as 'n lewende liggaam verskyn het hier tussen ons altyd nie. So, 'n mens wil amper vir die disippels wat so gestaan het en so gestaar het na die hemel en wat eintlik ook hierdie vraag by hulle gehad het, mens wil amper vir hulle ook sê, ons kan verstaan dat julle bekommerd is, maar daar moet tog op 'n manier ook 'n einde gekom het aan die tydperk van sy verskyning. Maar daar's 'n ander belangrike ding wat ons moet raak lees en raak besef, en dit is dat sy hemelvaart beteken dat daar ook nog 'n uitgestelde belofte was wat nog vervul moes word. Daar was nog iets wat moes gebeur het
nadat Jesus opgestaan het. Dis asof die heilsgebeure, hierdie totale pakkie nog nie klaar was nie. Ja, die geboorte was wonderlik, en die feit dat die kruisiging daar was, en die opstanding daar was, maar hierdie pakkie is nog nie klaar, voor hy nie eintlik opgevaar het nie, en trouwens, hy is nog steeds nie klaar, voordat die Heilige Gees op nie uiteindelik uitgevaar is nie. En iets daarvan, moet 'n mens ook besef, dat hierdie hele heilsgebeure, staan en val nie op een van die aspekte van wat Jesus kom doen het nie. Daar is ook nog 'n ander facet wat moet gebeur. Dis nie net die kruisiging waarop ons staan nie, is ook nie net die opstanding waarop ons staan nie. Dis hierdie heilsgebeure, hierdie plan van God, wat hy in werking gestel het, dat uiteindelik ons ook die vreugde daarvan mag beleef. So ja, in 'n sekere sin moes dit gebeur het, dat Jesus dan ook uiteindelik moes opgevaar het na die hemel toe. Die hemelvaart was ook vir Lukas baie belangrik. Hy is die een skrywer wat die meeste skryf oor waarom dit moes gebeur het, en wat uiteindelik dit moes gebeur het. En soos iemand skryf oor Lukas se verhaal, hy skryf en hy sê, the climatic crowning event of his exaltation. En iets van die kroningsgeleentheid, die coronation van Jesus Christus, wat by die hemelvaart plaasgevind het. Sy weggaan was noodsaaklik vir die sending van die Heilige Gees. Lees ons in Johannes 16 vers 7, as hy sê, tog sê ek vir julle die waarheid, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie julle toekom nie. En in Handelinge 5 vers 31 word ook verduidelik van hierdie heilsgebeurde, dat dit deel is van hierdie heilsplan. Ook in Johannes 20 lees ons dat die opstanding is nog 'n onafgehandelde gebeure. In Johannes 20 sê Jesus vir sy disippels, God het hom verhoog tot leidsman en verlosser aan sy regterhand, sodat hy Israel tot bekering kan bring en hulle sondes kan vergewe. So selfs ook van Jesus se kant af kan 'n mens hoor dat daar nog 'n onafgehandelde gebeure is, as ons net nog voor die hemelvaart na die hele pakkie kyk van Jesus se heilsgebeure vir ons. Deur die hemelvaart kry ons deel aan die verlossing en die hele gebeure wat net so belangrik is, wat daaruit moes voorkom. En natuurlik weet ons dat dit ook so is, dat hy vir ons die voorspraak daarvan bewerkstellig het. Met ander woorde, ons kan eintlik vanaand vir mekaar sê, die een belangrike ding wat ons moet verstaan, is dat dit God se intentionele plan was, deel van sy heilshistoriese plan was, dat al die gebeure in Jesus se lewe weer moes speel, en deel moes vorm ook van die hemelvaart, waarom is dit vier. Blaai ons nou na Efesiërs 1 toe, dan sien ons hoe dit uitspeel in die lewe van gelowiges. Dan sien ons hoe Paulus daaroor skryf 20 of 30 jaar later. Nou Paulus skryf hierdie brief aan Efesiërs omtrent 56 na Christus, terwyl hy in die tronk is. In Efese waar hy dit geskryf het, was daar net so 3 jaar voor dit, het hy daar begin werk in Efese, en daar het groot dinge gebeur. Onder sy verkondiging het hulle die hele biblioteek van Efese is verbrand. Dis ook die stad waar die afgodsbeeldjies en die ouens wat dit gemaak het verbrand is. So die afgodsbeeldjiemakers het natuurlik baie geld verloor. So daar het 'n opstand gekom, en dit is juis as gevolg van die opstand dat Paulus uiteindelik ook daar weg is en later in die tronk beland het. En later skryf Paulus aan Timoteus en hy sê, pas op vir die vals leerlinge wat daar in Efese sy kop uitsteek. En dan die laaste wat ons hoor van Efese is in Openbaring, wanneer Openbaring Johannes dan skryf en hy sê dat hulle 'n gebrek aan liefde gehad het. Ironies nogal, as hy hier dan ook bid vir hulle liefde. Maar dis die brief, en die brief was oral bekend ook oor die eenheid wat daar onder Joodse gelowiges en heidense gelowiges konstant moes kom. En dan kry ons hierdie ongelooflike gebed wat ons hier in Efesiërs 1 vandaan kry. So nadat hy nou die begin uitspreek, is amper soos ek en jy, as ons bid, begin met lofprysing of met danksegging, dan kom hy by die kern van sy gebed. En hy bid dat ons deur die Heilige Gees wysheid en openbaring sal kry in wie hy is. En as jy nou daai woorde nou mooi uit mekaar gaan trek en so apart gaan sit, dan verg dit nog 'n bietjie konsentrasie, maar dan kom daar goed uit wat ongelooflik is. Dat ons wysheid en openbaring kan kry, sodat ons die kennis kan kry van wie hy is, van wie God is. Hy skryf daar en hy sê, die oë van die hart moet verstaan of verlig word, moet ons leer ken, of thalamus tes cardias, natuurlik waar
die optometroloog en 'n kardioloog hulle name vandaan kry, né? Maar wat beteken dit dat ek met die oë van my hart vir God moet leer ken? Ophthalmos tes cardias. Dis soos ek het nou probeer dink vanmiddag, wat sê ons mekaar? Wat sê ek vir jou as ek vir jou sê jy moet nie net weet nie. Jy moet met die oë van jou hart moet jy God leer ken. Dis wat Paulus vir hierdie gemeente bid. En ek het nou gesit en dink, dis amper soos wat 'n mens sal sê, o wow, of ja, I get it. Jy weet of die penny het gedrop of o, nou verstaan ek. Dis iets van dit. Nie 'n kopkennis van 2 4 6 18 12 14 van die tafel nie, maar 'n hartsverstaan, 'n bewuswording, iets van met jou kop en met jou hart van o, nou verstaan ek wat dit is. Dis wat Paulus bid vir hierdie gemeente. Hy sê, ek bid dat julle op daai punt sal kom, dat julle sal sê, o, ek verstaan iets van God se grootheid en van wat hy kom doen het. Wat moet ons snap? Gaan hy dan verder, dan sê hy, ons moet 3 goed snap. Ons moet snap watter hoop dit inhou om in Christus te lewe. Ons moet snap watter rykdom dit inhou om die erfenis te ontvang wat hy vir ons reeds in bewaring gaan hou. Dit lê in trust amper vir ons. En ons moet snap watter krag tot ons beskikking is wat met hierdie hemelvaart ook gepaard gaan. Daai 3 goeters. En as ons nou daai 3 goed wil gaan ontleed en uitmekaar gaan trek, dan sit omtrent die oefening op sy eie, né? Wat beteken dit vir jou, liewe gemeente, om die hoop te verstaan wat ons het om in Christus te wees? Wat beteken dit vir jou dat ons hoop lê in Christus? Ja, ons almal hoop. Ons almal hoop vir die beste. Ons hoop dat hierdie verkiesing goed sal gaan. Ons hoop dat daar 'n wonderwerk sal plaasvind. Maar eintlik so in ons agterkop dink ons, ja, nee, wat, daar's nie regtig 'n goeie kans daarvoor nie. Wat beteken dit vir jou? Dat jou hart oopgaan, die oë van jou hart oopgaan om die hoop te besef wat daar is vir ons in Jesus Christus. Hoop laat jou bo omstandighede uitkyk. Hoop laat ons anders kyk na die wêreld. Hoop laat vir ons anders kyk na Suid-Afrika en na die toekoms van Suid-Afrika. Hoop laat my anders kyk na die son en die maan en die reën en die wolke en die omstandighede en die mense en die bekleierery en alles wat reg en verkeerd loop. En Paulus sê, dis hierdie hoop wat jou laat anders kyk na die wêreld, wat ek en jy het. Dis wat ons het. Dis wat vir ons gegee word. Dis wat hy vra. Hy sê, ek wil hê julle moet by die punt kom dat hy penny drop vir jou, om te verstaan wat dit beteken, om jou hoop in Christus te hê. Omdat Jesus gesterf het en opgestaan het en opgevaar het en aan die regterhand van God die Vader sit. Daarom hoop ons. En dis 'n hoop wat nie hoop vir die beste nie. Die tweede ding wat hy voorbid is, hy sê, ek wil hê julle moet by daai punt kom dat julle verstaan, met die hart verstaan, wat 'n rykdom daar is, wat vir ons in bewaring gehou word. Wat behels dit? Wat 'n rykdom is dit? In vers 3 van die eerste hoofstuk skryf Paulus en hy sê, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Ek het dit al vir julle gesê. Alles wat daar in die hemel is, alles waaroor ons kan dink, wat as 'n seëning na ons toe kan kom, het hy vir ons gegee. Ja, maar ek soek nog, ek wil nog dit hê. Ek wil nog die krag van die Heilige Gees hê. Ek wil nog hê die Here moet my seën en my beskerm en my gesond maak en al die gawes van die Gees het hy vir ons gegee. En dit lê in trust vir ons in die hemel. Nie eers wanneer ek kry as ek daar kom nie. Onthou, ons werk mos nou nie meer met die gedagte dat alles net eers eendag gebeur nie. Hierdie lewe is al die lewe wat ons in sy volheid kan lewe. En dis hier wat ons al reeds deel kry aan al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is om te kan gee. Dit is tot ons beskikking. Daar is nie meer wat hy aan ons wil gee nie. Want ons het alles gekry. Wat kan dit wees? Alles? Enigiets? Alles.
die Heilige Gees, die gawes van die Gees, geloof, geloofsekerheid, alles wat ons nodig het, wat van God af moet kom. 2 Petrus 1 skryf en hy sê, ek het vir julle alles gegee wat julle nodig het om te lewe. Wat het ek nodig om in hierdie wêreld te lewe? Kos, huis, klere, kar. Hy het vir ons alles gegee wat ons nodig het om te lewe. Dis groot. Dis wat Paulus sê. Paulus sê, ek wil hê julle moet snap, met jou hart verstaan, wat dit beteken as die Here sê, ek het vir jou alles gegee. Al die seëninge wat daar in die hemel is, het ek vir jou gegee. Moet ons dink dat dit net geestelike gawes is? Ek dink nie ons hoef dit te beperk tot net geestelike gawes nie. Hoewel dit natuurlik op sigself al klaar wonderlik is, né? Is dit vir nou of later? Weer eens, ek dink nie ons moet dit beperk nie. Ons moet nie God probeer in boksies druk nie. Maar wat God sê is, ek het vir jou gawes gegee, en ek het dit vir jou alles gegee. En dis vir nou, en dis vir later, en dis vir altyd. Dis vir jou. As jy in Christus is, kry jy deel aan die gawes van God. En daar's 'n rykdom wat ons deel is, wat ons omtrent nie eers in woorde kan omskryf en kan verklaar. Die derde ding wat Paulus vir hierdie gemeente bid, wat hy wil hê hulle moet verstaan, en wat ek en jy moet verstaan, wat ons deur ons hartsoog moet verstaan, is om te verstaan hoe groot die krag is, wat tot ons beskikking is. Eerstens, dis dieselfde krag, wat Jesus uit die dood het opgewek het. Hoeveel mense ken jy wat uit die dood het opgewek is? En daar dieselfde krag wat nodig was, om iemand uit die dood uit te kan opwek. Kom die Here en hy sê, dis tot jou beskikking. Ek gee dit vir jou. Ek gee dit vir julle, om te kan leef in hierdie aarde, en in hierdie wêreld. Dis skepingskrag wat tot ons beskikking is. In die tweede plek sê hy daar, dis nie net die geestelike krag vir jou, om te gebruik nie, dis ook krag, wat geen aardse mag of owerheid ooit kan uitwis nie. Dis te ver vir hulle om daarby uit te kom. Dis te groot vir hulle om dit te oortref. Daar's geen mesiel, daar's geen wêreldmag of krag, wat die mag en die krag, van wat tot ons beskikking is, kan uitroei nie. Hy skryf daar, hy sê, hoog bo elke mag, en elke gesag, en elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, dis amper asof hy sê, en wat iemand ook nog mag uitdink in die toekoms. Dis nog hoër as dit. Dis nog groter as dit. Snap julle iets van hierdie gebed van Paulus? Ek wil hê, julle moet julle oog, julle moet daai pennie moet drop om te verstaan, wow, dis wat tot my beskikking is, dis wat God omgegee het vir my en jou. Dat ons sal verstaan, wat 'n krag is tot ons beskikking gestel. Dis herskepingskrag. En dis die krag, dis juis oor daardie krag, dat ons kan hoop hê. Want niks is vir ons 'n gevaar nie. Niks bedreig ons nie. Niks is 'n probleem nie. Nie nou nie en ook nie later nie. Nie in hierdie bedeling nie en ook nie die bedeling wat hierna kom nie. Hy sê selfs magte wat nog nie eers beskryf is nie, word ondergeskik gestel van hierdie krag. En dit alles gebeur, omdat Jesus Christus moes opvaar na die hemel toe, om aan die regterhand van God te gaan sit, waar hy vir ons intree, waar hy hierdie krag vir ons kom uitstort het in sy Heilige Gees, waar hy hierdie rykdom van beloftes en van seëninge vir ons in bewaring hou, en ons laat deel kry daaraan. Om aan die regterhand van God te sit, was in die Ou Testament 'n manier gewees, wat verwys na mag en heerskappy. So wat Paulus daar sê is, hy sit in die regterhand van God, omdat hy die mag en die heerskappy gekry het, om daar te kan koning wees. Om daar met mag en krag oor alles en almal te kan heers. Dis natuurlik ook 'n vervulling van Daniël 7 vers 13 tot 14. In Daniël 7 vers 13 tot 14 lees ons daar staan, daar het in die wolke iemand aangekom. Iemand soos 'n menslike wese. Hy het na hom toe gegaan wat ewige lewe en is en voor hom gebring. En dan op vers 14, aan die menslike wese is die heerskappy en eer en koningskap gegee.
sodat al die volke, nasies en taalgroepe hom sou dien. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy en dit sal nie tot niet gaan nie. Sy koningskap sal nie ophou nie. Jesus het kom doen wat die konings in die Ou Testament gedoen het. Hulle het gaan oorlog maak, hulle het oorwin, hulle het die Jerusalem ingevaar, hulle het mense gered, hulle het die bose kragte en magte oorwin en dan op die troon gaan sit. En dis wat Jesus kom doen het. Hy het ons kom red, hy het alle bose kragte en magte kom oorwin, selfs ook die dood. En nou word hy gekroon wanneer hy aan die regterkant van God sit. Dis die ryke betekenis van die hemelvaart van Jesus Christus. Dis die ryke betekenis van hierdie woorde van, ek bid dat julle sal verstaan wat 'n krag daarin is, dat ons aan hom behoort. Paulus wil hê, ek en jy moet dit snap met ons hart, met ons geestesoë, dat ons God so kan leer ken, so kan ervaar. En dis die implikasies, liewe gemeente, van wat dit beteken, dat hy vir ons opgevaar het na die hemel. Hy wil amper vir ons kom sê, kom gee julle denke vrye teels. Dink net wat jy wil oor en hoe jy wil en wat dit alles vir jou kan beteken. Hier in Suid-Afrika met al die boosheid en onreg wat soms lyk asof dit die oorhand kan kry. En net as ons wil moedeloos raak, dan kom hierdie gebed en herinner ons. Ek bid dat julle geestesoë so sal verhelder word, dat julle sal weet wat 'n hoop daar in Christus vir julle is. Dat julle sal weet wat 'n beloftes vir julle in bewaring lê. Maar dat julle sal besef wat 'n krag nie net in Christus is nie, maar ook aan ons gegee deur die Heilige Gees. 'n Vars herinnering van wie eintlik die mag in die hand het. En die Heidelberg Katekisme sê, dis hoekom Jesus opgevaar het na die hemel toe. Sy hemelvaart is sy finale troonbestuiging na die oorwinning wat hy klaar vir ons behaal het. En niks en niemand gaan hom daarvandaan onttroon nie. Daar tree hy vir ons in as ons voorspraak. Daar is hy vir ons die waarborg dat ons sal deel aan die seëninge. En vandaar stuur hy sy Heilige Gees wat ons oor 10 dae gaan vier. Sy Gees gee vir ons dag. Sy Gees is God hier teenwoordig by my. Sy Gees maak dat my liggaam nou die tempel word van die Heilige Gees. Daar waar dit veilig is, daar waar God woon. Dit kom gee hy vir ons, deurdat hy opgevaar het en uiteindelik sy Gees oor ons gaan uitstort. Hemelvaart is Jesus se kroningsgeleentheid. Koning oor alles en almal. En ek en jy is sy koningskinders. Daarom, liewe gemeente, gaan leef soos koningskinders. Amen. Here, baie dankie vir u woord en u Gees. Dankie dat ons die Gees reeds ontvang het en dat ons daarom reeds deel het aan die hoop en die beloftes en die krag. Maar Here, soos wat Paulus vir hierdie gemeente gebid het, wil ons eintlik vir onsself ook vanaand bid. Ons wil vir onsself dieselfde woorde afvra of dieselfde woorde bid en sê, Here, help ons ook, dat ons deur die Gees van God sal verstaan wat dit beteken, wat al hierdie goed beteken. Gee Here dat ons wysheid sal kry, dat ons u so sal leer ken, dat ons sal weet watter hoop u vir ons inhou, en wat 'n rykdom daarin is, en wat 'n krag daarin is. Ja, Here, ons het dit nodig om dit te hoor. Want daar's baie kragte en magte wat vandag opstaan en allerhande goed sê, en maak asof hulle die krag en die mag in hulle hand het. Daar's baie kragte wat krag en mag koop, met omkoopgeld en korrupsie. Ons het nodig om te hoor
dat U vir ons die krag gegee het, wat gelykstaande is aan die opwekkingskrag uit die dood uit. Ons het nodig om te hoor, Here, dat U vir ons hoop is. Want ons hoop gaan baie vinnig en baie maklik. Ons kyk na die wêreld en die geskiedenis en die oorloë. Ons kyk na wat gebeur. Ons gesels 10 minute om 'n braaivleisvuur en ons is negatief en bekommerd. En ons weet nie hoe ons uit hierdie gat uit gaan kom nie. Herinner ons daarom, Here, van die hoop wat ons het in Christus Jesus. Here, party mense is in 'n gat omdat hulle siek is. Omdat dinge nie gebeur wat hulle baie graag wil hê nie. Omdat daar dinge skort in hulle lewe. Omdat ons deur lyding en beproewing gaan. Help ons, Here, dat ons met die oë van ons hart sal verstaan wat dit beteken as U sê dat U vir ons die beloftes vir ons bere. Die rykdom van die beloftes en die heerlike erfenis wat U vir ons bestem het. Hier sit ons in 2024. Leer ons, Here, dat ons U sal leer ken. Dat ons 'n openbaring sal sien van U krag, U wysheid, U gawes en van U hoop. Dankie dat U die troon bestyg het. Dat U aan die regterhand van God die Vader sit. Dat U daar vir ons intree. En dat ons koningskinders kan wees. Help ons om te lewe. Amen. U het nou 'n geleentheid. Nee, ons het nie dankoffer nie, ons gaan nou sing. Kom ons sluit af met liedboek 428 as ons slotlied. 428 vers 1, 2 en 4. Kom ons sing dit tot eer van die Here. Loof Christus, roem sy wonderdade, sy almag liefde en genade, uit na die Vader opgevaar, maak daar vir ons 'n woonplek klaar. Dat ons ook hierom op kan staan, en dankbaar na die Vader gaan. Hy is ons voorspraak by die Vader, en hom tree ons vrymoedig nader. Groot ons onderskuld, kuis, volkomen word het uitgewees. Wie soek sal vind, wie kloppen roep. En so die poort na God toe. Loof Christus roem sy dade, hoe groot sy liefde en genade. Hy is hoog en berg, hy vestig hier sy koninkryk. Ontelbaar al wat ook kan staan, vrymoedig na die Vader gaan. Liewe gemeente, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van sy Heilige Gees,
sal met julle elkeen wees en bly, om met hoop en met krag te gaan leef en deel te mag kry aan die gawes wat hy vir ons in bewaring hou. Gaan leef as koningskinders. Amen. Die Here seën en beskerm jou. Die Here verhoor jou gebede. Vrede vir jou. Vrede vir jou. Vrede vir jou, vir u. Allah